16 Junie 1900, 125 jaar gelede. Die voetstappe van die Britse Ryk weer galm oor die Republieke van Vrystaat en Transvaal. 'n koue winter. Nie so koud soos die volgende jaar 1901 nie. In die maart van die Tweede Vryheidsoorlog, die Anglo-Boereoorlog, vir die Transvaalers in die Vrystaat, eenvoudig die Engelse oorlog. Vreemd genoeg, al sê hulle 'n gentleman's war, is dit nie 'n witmanse oorlog nie. Genadeloose koue. Die proklamasie 5 van Roberts word uitgevaardig. Lord Roberts, die generaal van die Britse Empire in Suid-Afrika. Hy het nie gekom om te veg nie, maar om te vernietig, om te verpletter, om ons hiel te verbrysel. Die Republieke van die Transvaal en die Vrystaat, die Boererepublieke. Londen se elite het beveel. Alfred Mulner se lippe het gesê: verban elke boer na Mauritius, veer die boervolk van die land af, verbrysel hulle tot stof. 500.000 mans kom af na die suide van die Kaap toe. Ire, Kanadese, Indiërs, Engelse, Skotte, Nieu-Zeelanders. Enige ding. Plaaslik voeg hulle by die Kaapse Hollander, by swart Suid-Afrikaane, by Kaapse kleerlinge. Almal gewerf of verlei om onder die Union Jack te dien. Dis nie meer 'n grenskonflik nie. Dis die Eerste Wêreldoorlog en alles behalwe naam. Maar daardie oormag ten spyt die boere het nie gebreek nie. Hulle gebruik die veld as skild. Hulle kompas is al wanhoop. Die stellingsfase is verby. 'n nuwe vorm van oorlog word gebaar, die guerrilla-oorlog. Slaan en verdwyn, raak en skuil. Hierdie genadeloose veldtog dwing die Britse Ryk amper op sy knieë. Die leeu vir Engeland, al sy kloue en tande, word gevlous deur die boere te perd. Hulle is woedend, hulle is vernederd, hulle is beroof van 'n vinnige oorwinning. Roberts vestig sy woede nie teen die burgers nie, maar teen die agtergeblewenes. Die verbranding van plase vind plaas. Hy teiken die vrouens en kinders, groter as paniek, groter as politiek of trots. Want onder hierdie boergrond lê daar skatte, diamante, rykdom, goud. Die ambisie van wêreldleiers en ronde tafelmense word gevoed. Die boere staan tussen dit, tussen hulle en rykdom. Dus gaan die boere se families die prys betaal. Vroue wie se mans nog in die veld is saamgedryf, gegooi in die verskroeide gruwel van konsentrasiekampe. Ander die Henselpers en Joiners se mans, die wat wapens neergelê het of verwyder om te vlug, word in vlugtelingkampe toegeplaas. Hulle is vry om te kom en te gaan, hulle word so behandel. Swart Suid-Afrikaane word ook geneem in arbeidskampe. Werkers, nie gevangenes nie, maar tog word hulle aangehou. Karige rantsoene. Hulle loyaliteit koop hulle skuiling, warmte en kos. Vir die vegtende boere se vrouens is daar net stof en siekte en dood. Geen toilette, geen vuur, vieslike water, geen skuiling, karige tente, geen komberse, geen rus. Vroue bloei dood sonder waardigheid, kinders hoes tot hulle longe ingee, hulle slaap op die grond, rullend in die donker. Mediese dienste is totaal ontoereikend en wreed. Buitekant steek die Joiners hul vure aan, hulle smil aan brood en vleis. Hulle draai hulle oë weg. Is dit waar hierdie valse vroomheid vir die eerste keer wortel geskiet het in ons land? As ek geseënd is, moet God by my wees? Wat gemak geleer het om die geroep van die verdruktes te vergeet. Die ronde tafel, die koninge generaals pas druk toe. Die Ryk self laat die voorkoms van genade laat vaar. Hulle is berekend, hulle is genadeloos, hulle is wraaksigtig. In hierdie donker theater kom monsters na vore. Lord Kitchener, generaal Andries Cronje, veldkornet Piet de Wet, Olofberg en sy swart kommandos. Olofberg, wie sy naam nooit ooit sonder skaamte genoem geword nie. Hulle onteer getroude vroue en jong meisies word verkrag. Diegene wat weerstand bied word geskiet, doodgesteek met bajonette,
sonder medisyne wat bloei in die kampe. Ou vroue, tannies, grys van wysheid, word nie beter behandel nie. Suigelinge ook nie. Almal ly, want die God van die boere, van die verbond, het die vrymeestelaar God van die ryk verslaan by Mejuba, en getoon wie waarlik God is. En dit vra om wraak. Wat het hulle vir die boere se dogters en moeders gefluister? Terwyl hulle vat wat nie aan hulle behoort nie. Waar is jou God nou? Waar is jou man om jou te red? Waar is jou pa om jou te beskerm teen man soos ons? Die vraag het nie die retente van die kampe weer klinkie, maar deur die geskiedenis self. Nou, 125 jaar later, dra die wind dit steeds. Hulle het nie gekom as bewaarders van orde nie, maar as argitekte van die uitwissing. Meer as 150.000 boervroue, kinders, verswakte burgers, krom ou mense is agter die doringdraad saamgedryf. Ongewenste vee wat in die ryk genoem word. Konsentrasiekampe. En wat die geskiedenis nou deesdae noem, sonder yvering, moordkampe. Die Britse blou boeke, waarin aantekenings gehou is soos in die geheime Bybel van die vrymeestelaars. Lees dit, soos 'n donker evangelie, 'n onheilige register, gelê voor die Vader van leuns, wat hulle noem aanvaarbare waarhede, totale leuns. Hulle erken slegs 12.000 sterftes. Na deur die jare is daai leuen afgeskil vir soos 'n vrotlap, getuienisse, begrafnislyste, Emilie Obels se verflenter notas, grafte wat oopgegrawe word, 4-5 geramtetjies in 'n enkel graf. Stoor daai syfer al hoor, dis nou al by 42.000 lewens, elk soos 'n lamp, skielik uitgeblus. Maar dit het nie vinnig genoeg gekom vir die empiremakers met hulle Kaapse-Hollandse handlangers nie. Kos is vergiftig, stukke glas, roesige vishoeke, gebreide skeermesse is in die brood en die meel ingewerk, blauwvoetriool. Oorlewendes onthou die metaalgeluid tussen 'n kind se tande, die skielike blom van bloed uit die mond in 'n bak pap. Kampe is gevestig op die laagste, die natste grond. Britse troepe het stroom opgebad, seep, sweet, al uitwerfsels is in die water gestort, wat afvloei na die vrouens wat reeds korsig is van siekte. Die boerekinders of boerevrouens moet drink. Dysenterie, maagkoors, tyfus, masels, cholera. Onsigbare leers van die Engelse. Leers wat geen gewere genodig het nie. Net die Britse ryk se berekende onverskilligheid. Emilie Obels het deur die doringdraad gestap, die grafte getel, die waarheid in ingeskryf. 'n boodskap wat brand, sy en haar agente. Vir haar uitstekende moed is sy gebrandmerk as 'n mou. Dit beplan om aan 'n gestig toe te sluit, hulle het aan 'n skip toegesluit, inderdaad. Hulle het haar waarskuwings probeer verdrink in bureaukratiese geraas, maar sy bly nie stil nie. Maak geen fout nie. Dit was volksmoord. 'n doelbewuste uitwissing van die boervolk, vir hul geloof, hul koppige hoop op God, die koppige goudryke aarde onder hulle voete, wat hulle met gelofte verkry het. Deesdae is 'n moderne slagspreuke, kill the boer, kill the farmer. Dis maar ligte vonkies teen daai vuuroond, wat in daardie kampe gestook is. Tussen die vergiftigde brood en plaagdeurdrente komberse, het die ryk oorlog gevoer teen 'n volk se reg om te bestaan. 31 Mei 1902 word die verdrag van vereniging onderteken. 'n bleek winteraand, moe generaals krap op hulle penne op 'n stuk papier die verdrag van vereniging. Die klausules, plegtige beloftes van vergoeding, respek, herstel van die boererepublieke, was die Britse ryk se erewoord. Tog was die ink skaars opgedroog, toe Brittanje se voorneme verdamp. Daardie beloftes is verbreek, soos as op die wind verstrooi. Die volksmoord van die boervolk het nie geëindig met die verdrag nie. Dit het net van masker verander. Dit sif steeds aan, stadig, stil, genadeloos, in hierdie huidige eeu ook in. En so staan ons, die boervolk, steeds op die grafte van ons voorvaders, en ons eis wat regmatig aan ons behoort. Die prys wat ons betaal het is in die bloed oor die veld geskryf. Bloed vir 'n geboortereg wat nooit aan Brittanje behoort het, om te kan verhandel nie.
Meer as 1/3 van ons volk, van ons mense, is verswelg deur vlam, deur hongersnood, die koue stal van die Britse Ryk. Kinders wat nooit volwassenheid gesmaak het, die moeders wie sy laaste omhelsing was, die lewelose liggaam van hulle kind. Vaders wat huis toe gestap het, slegs as gevind het, tussen migrasies, daar waar 'n vrugbare grond was, waar dit die belofte was van kinders wat onder God se blou hemel gestaan het. Sal ons vergeet. Sal ons die rook wat uit brandende plaashuise opgekring het laat veg. Die geskree wat deur die doringdraad bewe laat stil raak, of die gebeure oor vlakgrafte laat wegsterf. Sal ons vergeet.